Hallo en welkom by die stem van God. God wil met jou praat en hy praat met ons op verskillende maniere. In Openbaring 3 vers 20 en 2 vers 17 sê hy dat hy met ons wil praat. Hy praat deur ons gedagtes, woorde en ander skrifgedeeltes. Dit kan 'n gevoel, 'n visie, ervaring of herinnering wees. Spreuke 16 vers 3, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Proverbs 16 verse 3 in the Amplified, roll your works, your whole life upon the Lord, commit and trust them wholly to Him. He will cause your thoughts to become agreeable to His will, and so shall your plans be established and succeed. God se stem kom deur jou gedagtes, maar dit word bevestig op verskillende maniere. God se karakter, God se woord, die Heilige Gees van die vrug, dit moet alles saamwerk en vrede in jou binneste bring, wat alle verstand te bowe kom, dan weet jy dit kom van God. God se stem is goddelike wysheid. Die voorwaardes vir wysheid, geregtigheid en vrees vir God. Dit is ook die neerlegging van selfsugtige ambisies, tradisies, gewoontes en seer. Baie keer dan dink ons hoor God se stem, maar ons is so besig met onsself dat dit eintlik ons eie gedagtes is. Disippelskap word in Markus 8 vers 34 genoem as iemand wat homself verloon, sy kruis opneem en dan hom heeltemal volg. Hoe maak ek seker ek hoor God se stem reg? Heel eerste maak skoon. Vat 'n dag af en vergewe daai mense wat jy iets aangedoen het en vra om verskoning. Lê alle laste neer. Al hierdie laste wat jou terughou, goed van die verlede, lê dit neer voor God. Gee dit vir hom. Lê jou eie gedrag en gedagtes neer. Raak ontslaaf van die eie ek. Kies om nie as gevolg van seer te reageer nie. Met ander woorde, as jy in die verlede seer gekry het oor iets, moenie daarop reageer of wat iemand vir jou sê nie. Loof en prys hom op jou unieke manier en die tipe mens wie jy is. Kies Godbewustheid en dan word stil. Mens kan nie God se woord hoor as jy praat of die heeltyd lees nie. Raak stil en luister. Analiseer wat in jou gedagtes opkom. Ontvang antwoorde op hoe, waar, wie, wanneer, wat. Maak seker dat elke antwoord in lyn is met God se woord. Lees Jakobus 3 en 4 rustig deur. 'n Mens kan God dien, maar nie ken nie. Powerful, né? Die deur na God se hart gaan oop deur te ontspan in sy teenwoordigheid, hom te aanbid en jou te verlustig in sy teenwoordigheid. Nou wat se blokkades kan ons kry? Die grootste een is vrees. En dan sal jy nie God se stem hoor nie. Vrees is die skakel tussen seer en sonde. Vrees maak dat jy nie hoor wat ander ook sê nie. Daar word baie van vrees in die Bybel gepraat. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Lê jou vrees voor God neer. Mense wat dikwels met ander beklei, is gewoonlik vasgevang in vrees. Oorkom dus jouself en jou sondige natuur. So nou, hoe verander ek my gedrag? Romeine 7 kan jy gerus lees en kyk na vers 19. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.
gaan lees ook Filippense 4. Word dan rustig by God en laat die Heilige Gees jou gedrag en gedagtes openbaar wat jy moet verander. Maak 'n lysie en vra dan vir God om vir jou nuwe gedagtes en gedrag te gee. Byvoorbeeld, dink bietjie aan wat mense van jou sê oor jou gewig of die manier waarop jy dinge doen. Wat sê hulle van jou bediening? Sê hulle, ag, jy probeer nou weer heilig wees. Jy dink jy is beter as ander vandat jy kerk toe gaan. God verander dit deur. Hy sê, jy is volmaak nes jy is. Ek kyk na jou hart, nie jou liggaam nie. Om 10 kg oorgewig te wees, gaan jou nie hel toe laat gaan nie. En jy is heilig. Aanvalle van buite sal daar altyd wees. Hou net aan en jy sal die vrugte pluk. Onthou, hoe nader aan God, hoe groter die aanvalle. Bely jou gedagtes en gedrag. Sien in geloof jou oorwinning en doen en aanvaar dan die nuwe verandering. Geniet die oorwinning en leef in harmonie. Gaan lees Romeine 1 en 2 lekker deur tot ons mekaar weer sien. Volgende keer praat ons oor die gawes wat God het en wat hy vir jou wil gee en hoe om uit te vind wat 'n gawe is joune.